Die selfstandige naamwoord. Daar is 6 verskillende selfstandige naamwoorde waarna ons gaan kyk. Die eerste is 'n soortnaam. Die soortnaam beskryf algemene dinge wat jy kan sien en soms aan kan raak. Byvoorbeeld 'n ster, wolk, boom. 'n Soortnaam gee 'n naam aan iets. 'n Lidwoord kan ook voor die soortnaam staan. Byvoorbeeld, die ster, 'n wolk, die boom. 'n Soortnaam kan ook 'n meervoud en 'n verkleiningsvorm hê. Byvoorbeeld, sterre, wolkie, bome, boompie. Verder kan die soortnaam die onderwerp of die voorwerp in 'n sin wees. Byvoorbeeld, die ster skitter, waar die ster dan nou die onderwerp van die sin is, of ek sien 'n ster, waar ster dan die voorwerp in die sin is. Die tweede selfstandige naamwoord waarna ons kyk is 'n eienaam. 'n Eienaam is 'n naam van 'n mens, byvoorbeeld Benny. Dit kan die naam van 'n land, byvoorbeeld Suid-Afrika, of die naam van 'n besigheid, byvoorbeeld Checkers, wees. 'n Belangrike ding om te onthou is dat 'n eienaam altyd met 'n hoofletter geskryf word, omdat dit die naam aan iets of iemand gee. Dit sê dat dit 'n spesifieke persoon of besigheid of dorp of koerant of boek of troeteldier is. Die derde selfstandige naamwoord waarna ons kyk is die abstrakte selfstandige naamwoord. Dit verwys na dinge wat nie met jou sintuie waargeneem kan word nie. Met ander woorde, dit is nie 'n soortnaam nie, maar dit verwys na goed soos emosies of konsepte. Dis dinge wat soms verduidelik moet word. Liefde of wetenskap. Nie een van hierdie twee dinge kan net so gesien word nie, en daarom is dit nie 'n soortnaam nie. Dit is 'n voorbeeld van emosies of konsepte. Dan 'n stofnaam, wat ook genoem word massanaam. 'n Stofnaam verwys na dinge wat nie getel kan word nie, maar wat wel met sintuie waargeneem kan word. Met ander woorde, jy kan dit sien, jy kan dit ruik, voel, proe, hoor. Byvoorbeeld, goud. Dit kan nie getel word nie. Rys kan nie sommer getel word nie. En olie kan ook nie getel word nie. Die stofnaam het nie 'n meervoud nie. Maar ons gebruik 'n maatnaam om dit wel te meet. 'n Maatnaam verwys na woorde wat gebruik word om af te meet. Dikwels word dit gebruik saam met 'n stofnaam of dan nog 'n soortnaam. Byvoorbeeld, 'n eetlepel rys sê vir ons hoeveel rys gebruik word. Eetlepel in hierdie geval is nie 'n soortnaam nie, maar 'n maatnaam, want dit meet af hoeveel rys daar is. 'n Fles olie. Fles verwys ook hier nie na 'n soortnaam nie, maar na 'n maatnaam. Dit meet af hoeveel olie daar beskikbaar is. Dan kyk ons na die versamelnaam. Versamelnaam is die 6de en die laaste selfstandige naamwoord waarna ons kyk. Versamelnaam verwys na 'n groep van iets.
Byvoorbeeld, 'n trop skape of 'n plantasie bome.